Goeiemôre julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle almal. En onthou asseblief, julle is meer as welkom as julle enige gebedsversoeke het om dit deur te stuur vir ons en dan tree ons saam met julle in. Nou vandag het ons die groot voorreg om saam tyd te kan spandeer in Numeri 30. Dit handel oor die geloftes en die beloftes aan die Here. En dan ook dat God ons woorde ernstig opneem. In vers 1 tot 2 lees ons die opdrag van God wat Moses nou aan die stamhoofde oordra. Hy sê, as iemand aan die Here 'n gelofte doen of 'n eed sweer, waardeur hy homself verbind om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. Nou God het nie van Israel verwag om baie geloftes af te lê nie. Maar as hulle dit wel doen, moet hulle dit nakom. En dit geld vir ons ook vandag. Ons woorde weerspieël ons karakter. God luister na elke liewe woord wat uit ons mond uitkom. Vandag maak mense so maklik beloftes wat hulle nooit eers bedoel het om na te kom nie. Maar God sien dit as 'n saak van integriteit. Hoe dikwels hoor ons die mense in moeilike tye beloof, ag Here, as U my net hierdeur help, sal ek dit of dat doen. Maar wanneer die krisis verby is, vergeet hulle weer van daardie beloftes. God wil nie hê ons moet impulsiewe beloftes maak nie. Hy begeer getroue harte. Jy sien, geloof gaan nie net oor wat ons glo nie, maar ook oor die betroubaarheid van ons lewe. 'n Christen se ja moet 'n ja wees en sy nee moet 'n nee wees. In vers 3 tot 15 lees ons hoe God vroue se geloftes hanteer. Ek glo, julle sal saam met my stem dat die gedeelte 'n mens nogal ongemaklik laat voel. Want hoekom moet 'n vader of 'n man die verantwoordelikheid dra vir 'n vrou se beloftes wat sy gemaak het? Nou ons moet onthou dat Israel 'n antieke verbondsgemeenskap was, waar die vader en later dan ook die man die regterlike verantwoordelikheid vir die huishouding gedra het. Die punt was nie dat vroue minderwaardig was nie, maar dat iemand verantwoordelikheid vir die hele gesin moes dra. David Guzik verduidelik dit so, dat die vader of man slegs op die dag wat hy daarvan hoor, die gelofte kon herroep. As hy stil gebly het, het hy die verantwoordelikheid aanvaar en moes hy saam help om dit na te kom. Nou hierdie gesag het dus ook aanspreeklikheid ingesluit. Ons moet onthou dat selfs vandag gee God nooit gesag sonder verantwoordelikheid nie. Elke vorm van geestelike leierskap kom saam met aanspreeklikheid. Nou in die Nuwe Testament leer Paulus dat mans hulle vroue moet lief hê, soos Christus die kerk liefhet. Daarom gaan Bybelse gesag nooit oor beheer nie, maar oor dienende liefde. Ons sien hier die belangrikheid van verantwoordelikheid. God wil nie hê dat ons impulsiewe besluite moet neem nie. Daarom plaas hy vandag nog verantwoordelikheid in die geloofsgemeenskap. Vandag het ons ook mense nodig wat vra, is hierdie besluit wys van jou? Of is dit volgens God se wil? Of het jy wel hieroor gebid? Jy sien, ons almal het geestelike mentors en gelowiges nodig om ons te help om wyse besluite te neem. En dan sê Jesus self ook in Matteus 5 dat ons nie die heeltyd eedswerings hoef te maak nie. Hy sê, laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee eenvoudig nee. Met ander woorde, moenie bekend wees as iemand wat links en regs beloftes maak nie. Wees eerder iemand wat bekend is wie se gewone woord betroubaar is. Kom ons gaan kyk 'n bietjie saam hoe ons hierdie hoofstuk deel van ons lewe kan maak vandag. Eerstens, moet ons dink voordat ons praat. Ons moet daarop let dat ons nie in emosionele oomblikke groot beloftes maak nie. En dan tweedens, as ons iets beloof het, moet ons alles moontlik doen om dit na te kom. Of dit nou teenoor God, jou huweliksmaat, jou kinders, jou werkgewer of jou gemeente is. Ons moenie ja-broers wees nie. En dan derdens, moet ons versigtig wees met ons geestelike beloftes. Ons hoef nie voortdurend vir God iets te beloof om sy guns te verdien nie. Ons leef uit sy genade, nie deur ons eie beloftes nie. En dan,
moet ons as wedergebore Christen elke dag met integriteit leef. Mense moet jou kan vertrou sonder dat jy eers 'n eed hoef af te lê. As volgelinge van Jesus moet ons daaglikse lewe die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, reflekteer na die mense om ons. Die God wat ons deur ons alledaagse lewe reflekteer na die wêreld toe, is 'n God wat self ook altyd sy woord hou. Ons dien 'n Vader wat elke belofte wat hy gemaak het vervul het deur sy Seun Jesus Christus. Nou omdat God getrou is, roep hy ons ook om getrou te wees. Nou my gebed is dat ons mense sal wees wie se woorde betroubaar is, wie se harte eerlik is en wie se lewens wys dat ons aan Jesus behoort. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.